Henry en Roos bid vir 'n ou, 'n jong man, hy is so 21, né? Hy lê daar, siek, kanker. En die pakkie sit nou sigarette lê daar en die oom sê as al wat hom kan kalmeer. Sjoe. Op jou sterfbed wil jy nog hê, die sonde moet jy nog kalmeer. Wanneer is jou reis? Op jou sterfbed. Dit is verskriklik. Jy kan nie nog, as jy siek is, besig om te sterwe, nog aangaan met die sonde nie. Wanneer wil jy weer slag, die Here uitroep en sê, Here, hier is my siel. Maak my rustig. 'n Sigaret sal jy nie kan kalmeer nie. Jy het weer net dieselfde probleem. Wat jy weer sê die sigaret sal my kalmeer. Dan het jy weer oor 'n halfuur het jy weer dieselfde probleem. Maar as net 'n sigaret wat my kan afkoel. As maar net 'n drankie wat sal kan van my afkoel. As maar net pon wat my sal kan afkoel. Chom, wanneer is jy op pad? Wat kies jy? Die breëpad is waar 'n lekkerte is. Maar jy gaan dood ook daar. Die breëpad maak dood ook. Maar die nouer pad, dit is zwaar, dit is opdraande, dit is afdraande. Maar, jy weet, wat is jou bestemming? Ons kan nie nog rond staan en speel en nog rond sit nie. Soos ek gesê het, die oes is baie, maar ons kort arbeiders. Wanneer wil jy begin opstaan en begin ernstig raak met die Here? Jy is hier, nie net vir toeval nie, maar jy is hier vir 'n rede. As jy hoe jy begin nie, maar as hoe jy finish. Hoe jy klaar maak. Moenie net agter, ek wil nou 'n job gaan kry daar buitekant, waarvoor my klomp gelde en 'n groot huis en goeder. En aan buitekant kom dag 1. Van jy was nie ernstig hier nie. Hoe dink jy, hoe gaan jy daar ernstig aan buitekant wees met die Here? Jy gaan val. Kom ons, mense by die huis ook. Ons kan nie net na predikers luister nie, maar ons moet ook self begin die werk begin doen. Self ons Bybel vat en oopmaak en kyk na die woord. Elke dag na 'n prediker luister en vir hom judge. Wanneer wil jy begin opstaan en ook iets vir die Here doen? We gaan staan op self en doen die werk van die Here. De tweede wil ek vir Larissa Neri oproep. Môre almal. Hi buddy. Vir my voel ek die uitreiking was die beste uitreiking wat ek al op was. Ek was al op baie gewees, maar die een was net vir my die beste gewees. Die Here het baie met my gepraat, deur drome en ja, ons het baie fights ook gehad, maar ek het net die hand van die Here gesien. En ons gaan die een keer, eintlik ons was 2 dae daar so gewees by 'n car wash en daar is 'n groep mense by die car wash en hulle sit daar so, hulle is besig om te rook, hulle mind hulle business, worry niks oor ons wat daar so staan en preek nie. En verskillende mense het opgegaan om te gaan preek, om woord te deel, om te bemoedig, om mense uit te roep om nader te kom, om die Here te aanvaar, maar daai groepie het gestaan en het geweier om nader te kom.
Maar later van tyd het hulle toe nader gekom en ek het net gedink dit is hoe ons soms is, want die Here kan praat en die Here kan praat en praat, maar dan kies ons om ons ore toe te maak vir dit wat die Here sê. Ons luister nie na dit wat die Here sê nie en dan doen ons eie ding. En dan later, en dit kan dalk te laat wees, dan wil ons eers luister. En dit is hoe baie van ons is. Ons wil eers wag tot die laaste minuut toe voordat ons luister. En dit wat Olyn gesê het my ook baie nou aangeraak, want ons sit hier so en ons verwag dat ons sit nie die werk in hier so nie, maar as ons buitekant toe gaan, dan wil ons net reg wees. Ek praat nou die dag, ek dink is gister of eergister, wat ek praat saam met 'n vriend en ek sê om mense verwag as hulle School of Fire toe kom, dan moet hulle die hele tydperk hier so as en wanneer hulle uitgaan, dan moet hulle net gefiks wees. Jy gaan nie net gefiks wees nie, jy is hier om aan jouself te werk. Mense kan vir jou wat sê, mense kan vir jou bemoedig, hulle kan wat doen vir jou, maar as jy nie gaan die werk begin insit in jouself nie, dan sal daar nie 'n verandering kom nie. As jy nie sal gaan sit by die Here en Bybel lees en bid nie, dan gaan daar nie 'n verandering kom nie. Jy kan nou 2 jaar hier is, jy kan 3 jaar hier is, jy kan 5 jaar hier so is, maar as jy nie gaan werk aan dit wat jy hiervoor gekom het nie, dan sal jy nie 'n different persoon uitgaan nie. En dan wil ons die plek blameer en sê, nee, School of Fire, ek het dan toe gegaan, maar het my nie gehelp nie. Jy het nie jouself gehelp nie, dit is die probleem. So, as jy hier so is, terwyl jy hier so die kans het, kom lees jou Bybel, sit tyd in die woord, en ek weet ons is besig, ons het 'n program wat heeldag aan is, maar vat jou aftyd en gaan sit en lees 'n bietjie Bybel. Dink net, jy doen baie dinge, gaan sit en praat saam met jou vriende, jy doen baie dinge in jou aftyd, maar kan jy net nie daardie paar minute vat en sê, Here, hier is die paar minute vir u nie. Is dit so moeilik vir ons? En dit gaan vir ons self goed doen. Dit is nie vir ander mense nie, dit is vir jouself om beter te raak. En ja, ek wil maar net sê, die uitreiking was wonderlik. Soos Adria ook gesê het, ons het die Here se hand regtig gesien. Ons het met niks vertrek nie, niks nie. Maar ons het gekies om op die Here te vertrou. En mense wat sê, ek wil vir die Here gaan werk, maar ek het nie geld nie, dit is 'n verskoning. Want op hierdie uitreiking het ons gesien hoe voorsien die Here in oorvloed. Dat ons moes later gebid het, Here asseblief. Ons kan nie meer eet nie, want ons het heeldag geëet, heeldag. Dit was die mense het kos gebring, so het die Here gevoorsien. Ons moes net sê, Here asseblief, ons het nog genoeg gehad. Maar ons is dankbaar vir dit wat die Here gedoen het, en daar's baie mense wat tot inkeer gekom het. Ons het ons getuienisse gedeel, en ek wil net vir julle bemoedig, moenie geld gebruik as 'n verskoning nie, want die Here voorsien. En ons het dit gesien, dat die uitreiking alleen is 'n getuienis van hoe die Here kan werk. Dankie julle. Inavelijk vir Bradley en vir Rolfsum, laat hulle albei gou opkom. Jy kan nie net die Here wil hê, die Here moet net vir jou 'n seëning wees nie. Nee, ek gaan gou vir die Here bid, dat laat die Here gou vir my gou deure oopmaak, maar jou hart is vuil nie. Ons kan nie net wil die Here gebruik as maar net 'n charity nie. Roep hom aan, sê, in dae van benoudheid. Maar jy moet hom ook ken. Dat jy roep hom net aan nie. Sê, Here, help my, ek het nou nie geld nie, ek het nou nie die nie. Here, seën my ook. Maar wanneer wil jy ook weer slag vir die Here begin terugwerk? Ons sit en ons wys vingers, maar die Here seën in daai ou. Die Here seën die ou. Hoekom is die ou so geseën? Ek, Heinrich, het gewerk hierso in 'n Rooi se tuin. Vir 2 jaar het ek nie geluister nie. Rooi kom na my toe. Kom. Los die, jy behoort nie in die tuin nie, kom uit die tuin uit, jy moet die arbeid vir die Here raak. Ja, ek, vir 2 jaar het dit so aangegaan.
Ek het ook nie geluister nie. Maar wanneer die Here self met jou kom praat en vir jou sê, ek het jou op jou naam, het ek jou geken, voordat jy in jou moederskoot was. Ek ken elke haar op jou kop. En toe besef ek, voordat ek gevorm is, het die Here al klaar my planne, my lewensdraad, het hy alreeds al geken. Dit het vir my 2 jaar gevat het, om nee te sê en nee te sê, maar ek moet gebesef het, en 'n besluit gemaak het, nou is genoeg. En ek wil voltyds vir die Here werk. Hoekom het dit 2 jaar vat? Hoekom het dit 4 jaar vat? Hoekom het dit 6 jaar vat? Hoekom kan ze dit nou doen nie? Is daar nie 'n tyd wat 'n ou moet sê, kom ons doen dit nou. Klein goeders weerstand jou van die werk van die Here af. Gister loop ek en Steven. Ons loop en hy sê 'n ding. Hy sê, gaan jy van die Bybel af wegbly vir die sondes? Of van die sondes? Of gaan jy van die sondes af wegbly vir die Bybel? Van al twee. En hy vra vir die ou, as jy die sondes in jou hand het en jy die Bybel in jou hand, watter een sal jy neersit? Watter een gaan jy neersit? Die sondes of die Bybel? Maar ek wil hê ons moet vandag self 'n besluit maak. Self vandag en dink, as ons uitgaan, en daai mense by die huis ook, as jy vandag jou TV afsit, en jy kyk, en jy sien, moet ek die Bybel neersit, of moet ek die sonde neersit? Jy moet vandag 'n keuse maak. Waar van die twee gaan jy neersit? Die keuse is nog steeds joune. Bid vandag daaroor. En vra vir die Here, die moedswillige sondes, wat ek doen, elke dag, wat moet ek neerlê?